Let the one who hears the Savior say, come. And let the one who is thirsty come. Goeiemôre aan almal, vir die wat ek nog nie môre gesê het nie. So lekker, welkom hierso. Wat 'n week laasweek, lekker besig. En hier kom land ons om nou, maar is eintlik vandag die eerste dag van die week, nee, ons het ons nou gesien met die opstanding. Daar sê, ek gaan vir ons bid. Vader, ek loof en prys U naam vandag. Vader, ek bid vandag dat die woorde van my mond en die gedagtes en die oordeenking van elkeen van ons harte vir U goed en welbehaaglik sal wees. Here, U is ons God, U is ons Heer, U is ons Meester, U is ons Vader. Ons eer U naam en ons wil vir U alle eer gee, alle respek gee, want U is die naam wat waardig is om aanbid te word. Vader, maak nie saak wat gebeur nie, maak nie saak wat gesê is nie, wil ons net vir U al die glorie gee en al die eer, want U is goed en U het ons baie lief. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen, amen. Mag hy nog steeds die een wees wat vir ons vertroosting gee, mag hy nog steeds die een wees wat vir ons rustig maak. Nee, dis net die trooster, dis net die Heilige Gees wat ons die vrede kan gee wat alle verstand te bowe gaan. Mense soek vrede, mense is seer, mense is gejaag, mense is bekommerd, mense is onderdruk, en is net ons Here wat ons kan vrede gee. Nee? Nie 'n mens nie, nie 'n motiveringsspreker nie, net God, Heilige Gees, kan vir ons dit gee. God is Jesus, God is Heilige Gees, God is 3, maar hy is 1. Dis iets wat ek en jy moet vasmaak in ons lewens, want jy gaan voor hom staan eendag. Jy gaan voor God staan. Jy gaan voor Jesus staan. Ek gaan nou nie eers vandag daarna toe nie, maar as jy na Openbaring 1 kyk en Johannes hoor die stem agter hom, het hy God gesien, het hy Jesus gesien in sy glorie. En dit was so erg vir hom, dat hy moes optel, want hy het geval soos 'n dooie. So moenie Jesus onderskat nie. Jesus is God. Ons gaan vandag bietjie daarna kyk. Hy is ons getroue hoofpriester. Ek gaan probeer bly hierso en Dylan gaan probeer by my bly en ek gaan nou nie vandag hier staan soos ek Woensdae aan hier staan met 'n PowerPoint nie. So so ons kyk of ons by mekaar kan bly hierso. My skrif vir die dag is Hebreërs 8 vers 1. Ons het so 'n hoofpriester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemele. Moenie dat dit jou gooi in die regterhand, maar okay, God is nou hier, dan is hy nou aan die regterhand. God is God. Daar is een troon in die hemel. En God sit op hom. Sy naam is Jesus. Kom ons lees. Hebreërs het julle Bybels gebring, dan kan ons saam lees hierso. Ek lees die ou vertaling uit, Hebreërs 8 vers 1. Die hoofsaak nou, sê die skrywer, amper sê ek Paulus, want ek glo Paulus het dit geskryf, so ek gaan nou maar sê Paulus, en teoloog sal my seker korrigeer. Die hoofsaak nou wat ek gesê het, is dit, ons het so 'n hoofpriester, en julle wat nou nie die Hebreërs gevolg het nie, kan maar net teruggaan na YouTube toe gaan, ek het baie oor Hebreërs gepraat, maar ek gaan vandag net 'n skrif hier uitvat, en dan gaan ons na die boek van Johannes toe. Die hoofsaak nou wat ons gesê het is dit, ons het so 'n hoofpriester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemele. 'n Bedienaar van die heilige dinge en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het en nie 'n mens nie. Want elke hoofpriester word aangestel om gawes en offers te bring, daarom moes hy ook iets hê om te offer, want hy was ons het nou gedoen, met die opstandingdiens, hy was daai maandagoggend, wat die eerste dag van die week is volgens die Hebreëse kalender, of daai sondagoggend, was hy die wyfoffer, hy was die offer wat aan God gewys moet word. Op daai fees van die Pasga, was dit die laaste fees in daai fees, was die eersteling gerfees, die wyfofferfees, en sondagoggend, toe hy opstaan, het hy homself gaan wys aan God, hier's die ware offer. Nie 'n hoofpriester wat daar gestaan het, nou die boere gekom en hulle gerwe gebring en al daai tipe goed nie. Hier het Jesus gaan staan
en hy het die offer opgevat, na die ware tabernakel toe, nie die een wat Moses op die berg gesien het, of hy het hom gesien op die berg, en toe gaan bou met die budget wat hy gehad het, het hy tabernakel gebou, en Salomo se budget was later beter, toe bou hy tempel, maar dit is 'n afbeelding van wat in die hemel is, wanneer aan die einde van alles, aan die einde van Openbaring, wanneer die nuwe Jerusalem gaan neerdal, gaan hy neerdal, die regte een. Ons het met die mense het maar net afbeeldings gemaak van die regtes. Dis van die ouens soek vandag nog die ark. Is hy in Ethiopië? Is hy daar? Dis van hout gemaak. En as jy saam met ons Jakobus reeks doen, ons is nou by Jakobus 5, is staan daar, hoorie so, julle geld en julle silwer en julle goud gaan roes. Goud kan nie roes nie, maar wat hy beteken daar, wat hy probeer sê daar, is dit gaan verbygaan. Selfs julle arkies wat julle gebou het met goud, wat almal wil steel en dit gaan aanbid. Die menorah wat die Jode maak is van goud gemaak, hy is daar in Jerusalem, hy staan daar, jy kan hom deur 'n glaskas gaan kyk, nee, hy is van goud gemaak, maar hy gaan ook verbygaan. Want die regte menorah, jene, ek wonder hoe gaan dit lyk, die reg, hy is nou nie hier vanmôre nie, waar is hy? Hy is nie hier nie, ons het so enetjie in die kerk, maar, ek wonder hoe iemand hom gevat nie, maar in elk geval, waar is hy daar? Is hy daar staan, hy het net sy liggies is net nie aan nie, sien ek hom nou nie, hy is gekamoufleer daar nie ook, kyk hy sienkie, hy wil dit sien, nee, maar die regte een, imagine hoe goed gaan dit wees, hoe awesome gaan dit wees, maar jy trek nou my aandag af, ons moet nog aangaan hier by Hebreërs, want as hy op aarde was, sou hy self geen priester wees nie, omdat daar priesters is wat volgens die wet die gawes offer, so die Jode, hy skryf aan die Hebreërs, aan die Jode, wat Christene geword het, onthou julle, en nou sê hy, julle is gewoond daaraan, dat 'n priester elke jaar volgens 'n stam aangestel word, wat hierdie goed moet gaan doen vir ons eenmal 'n jaar. Eenmal 'n jaar moet hy daaraan gaan, julle is gewoond daaraan, maar ek sê vir julle, hierdie een is anders. Hierdie een gaan dit nie so doen nie. Alright. Hulle was 'n afbeeldsel, hulle was 'n voorbeeld en 'n skaduwee van die hemelse dinge. Die Jode aanbid nog steeds daai skaduwee, dit het reeds gebeur. Hulle is nog met Ou Testamentiese skaduwee, die skaduwee het al gebeur. Daar was 'n offer, daar hoef nou nooit weer in te wees. God het net geskeer, hoor, hulle hoef nie, die derde tempel moenie eers gebou word nie. God het geen behaag daaraan dat 'n derde tempel gebou word nie, want hy het klaar die offer gebring. Maar die Jode soek hulle derde tempel. Alright. Hulle wat 'n afbeeldsel en skaduwee van die hemelse dinge bedien, soos Moses se goddelike bevel, dis nou net gesê, ontvang het toe hy die tabernakel sou voltooi, want hy het gesê, kyk dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat op jou op die berg getoon is. Maar nou het hy 'n voortreffelikere bediening verkry, vir sover hy ook 'n middelaar, Jesus ons middelaar, is van 'n beter verbond. Ons is nou in die Nuwe Testament, dit is maar net die nuwe taal vir die nuwe verbond. Ons is nou in die nuwe verbond, en soos ek altyd sê, die mooiste woord vir verbond is die nuwe commitment. Dis sy commitment. Dis die nuwe commitment. Die nuwe manier. Dis nie meer die ou manier. Ons hoef nie meer 'n bok se keel af te sny om te offer nie. Ons hoef dit nie meer te doen nie. Daar was 'n lam. 'n beter verbond, wat op beter beloftes, dankie tog, beter beloftes, gegrond is. Want die eerste een kon hulle nie onderhou nie, en wat nou nog van ons? Ons gaan nie daai 667 wette kan onderhou nie, daar is nie 'n way nie. Ek gaan definitief my koffie in die oggend meng met melk. Daai ouens doen dit nie, of 'n kremorraatjie, né? Alright. Want as daar die eerste een onberispelik was, as hy perfek was, sou daar nie plek vir 'n tweede een moes gewees het nie. Maar hy was nie perfek nie. Want hy berisp hulle en sê, kyk daar kom daar, is my so mooi spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal bring. Nie volgens die verbond wat ek met hulle vaders gemaak het op die dag toe ek hulle in die hand geneem het om hulle uit Egipteland te lei nie. Want hulle het nie gebly by die verbond nie, hulle kon dit nie nakom nie, al het hulle alles perfek gedoen, was hulle in sonde, dit was so erg dat God in 'n ballingskap moes vat. Hy het hulle weer gerelease en toe moes hy hulle tempel ook vernietig, want hulle wil nog steeds by die tempel aanbid. Nie volgens die verbond hulle vaders nie, want hulle het nie gebly by die verbond nie, en ek het hulle verontagsaam, spreek die Here.
Want dit is die verbond wat ek na die dag sal sluit met die huis van Israel, spreek Here. Ek sal my wette in hulle verstand gee, dit op hulle hart skryf, en ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my volk wees. Wie's die regte Jode, wie's die regte Israeliete, sê Paulus in Romeine 2, hulle wat die besnydenis van die hart gekry het. En die woord Israeliet beteken prins van God. So wie is nou die prinse, die seuns van God? Hulle wat weergebore is. Hulle wat die besnydenis van die hart gekry het, en dan kom sit God in jou, en jy verstaan hom. Jy sal weet, voor ek bekeer het, was dit nog reg om daai te doen, nou is dit nie meer reg nie. Ek weet dit is nie reg nie. Ek hoef nie in 'n boek te gaan lees of dit reg is nie. Ek gaan dit weet, want God is dan in my, en God is heilig. En God hou nie van goed wat nie heilig is nie. En hy is 'n jaloerse God, ons praat by die vrouegroep daaroor, hy is 'n jaloerse God, en in die hele boek Jakobus is vir die bruid geskryf. En God sê vir sy bruid, hoor, julle is egbrekers en egbreeksters, hy praat met die kerk. Jy is my vrou, jy is my bruid, maar hoekom lyk jy nie soos my bruid nie? Hoekom doen jy goed in die wêreld wat nie? Ek is jaloers op jou. Enige man wat 'n vrou het, en nou is die vrou, jy weet nie waar sy vanaand nie. Jy gaan jaloers wees, jy gaan bekommerd wees. Waar is my vrou? God ook, is vir hom snaaks, dat jy nou weergebore is en nog steeds ander goed doen. Hy soek total commitment. Hy is jaloers op jou. Hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê, ken die Here nie, want almal sal my ken, klein en groot onder hulle. Ek kan vir enige klein kind, wat die gees van God in hom het, en vra, hoor jy so, wie is Jesus? Hy is God, oom. Ek gaan hom moet help om het nie te verstaan nie. 'n kind verstaan het. Ek het een keer 'n mamma bedien, ek het eers die seentjie bedien, en toe word die mamma ook bedien, en toe die Heilige Gees met haar begin werk, toe vra ek vir hom, hoor jy, dis nie vir jou snaaks hier nie, jy weet dit is Heilige Gees, en jy weet hy is lief vir jou mamma, en hy werk met my, ja oom, is God, no problem. God kan maar. Ons groot mense verstaan dit nie, maar as hy dan nou sê, ons probeer dit soms koppe uitdink, dan nou, ja, daar, gaan luister ons eers weer na 'n ander teoloog, dan praat hy van sosio-teologie, en hy praat van Christotologie, en weet nie wat sy ologie alles nie, en hy is die mekaar, en almal is die mekaar. En net 'n paar boesemvriende, wat saam met hom geswat het, kan hom verstaan. En God sê in 1 Korintiërs 2, asseblief tog, moenie die evangelie moeilik maak nie. Moet dit nie moeilik maak, alle eulogies. Dit is verskriklik, julle. Want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en hulle sondes en oortredinge nooit weer dink nie. As jy in God is, nee, moet jy begin besef, die gordyne is geskeur, en jy met die vrymoedigheid, hy sê in Hebreërs 4, hoor jy, ons het 'n getroue hoëpriester wat nou in die hemele is, en hy het barmhartigheid met al jou sondes, want hy is met al jou sondes, is hy ook versoek, maar sonder sonde, en daarom kan jy met vrymoedigheid, en vrymoedigheid beteken such boldness, wat jy nie eers teenoor jou ma en pa sal hê nie, kan jy met hom toe gaan. Eintlik such boldness, wat ander mense sê, hy kan hom nie so met God praat nie. Dis die boldness wat jy na God toe kan gaan. Want as jy nie so na hom toe kan gaan nie, is daar nog 'n issue tussen jou en sy verhouding. Natuurlik weet ek is God, ek het mos respek vir God. Hy is my Vader, hy is Jesus, hy is God. Ek het respek vir hom, natuurlik. Maar hy is ook my pa, ek kan met hom gaan met enige issue. As ek nie goed voel nie, as ek sukkel om iemand te vergewe, sê ek, Here, ek kan hy het net nie vergewe nie. Help my. Want elke keer as ek kan sien hoe ek sê, ja, ons werk daaraan, Ja, wees net eerlik met God. Jy moet met sulke vrymoedigheid by hom kom met al jou goed. Dis wat hy wil hê, want hy is jaloers oor jou. Hoekom gaan jy na ander mense toe? Gaan na hom toe. As hy sê 'n nuwe verbond het hy die eerste een oud gemaak, en wat oud en verouder is naby aan die verdwyning. Dit het nog nie heeltemal verdwyn nie, want daar's mense wat hom nog steeds dien onder die ou verbond. En as die Ou Testament nog daar is, beteken dit, wat is die Ou Testament vir my en jou vandag? Dis vir ons voorbeelde. Gooi ons dit weg? Nee. Omdat ons nie ons Ou Testament ken nie, ken ons nie die goed nie. Want hierdie skrywer van die Hebreërs haal heeltyd die Ou Testament uit dit aan.
Ek het nou woensdag aangesê Matteus ook 121 verwysings net in die eerste paar hoofstukke na die Ou Testament toe. Die Ou Testament is ons daar, is voorbeelde, daar's profesieë in, al daai tipe goed. Wat ons moet ken, want it's coming to a theater near you. Een van die dae, baie van daai profesieë, en die ouens ken dit nie. Meeste mense gaan toe in 'n fight inhou. Hulle ken nie die Ou Testament nie. Byvoorbeeld, hy het dit nou aangehaal, Jeremia 31 vers 31, gaan lees dit. Kyk, daar spreek Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Nie soos die verbond, dis 1000 jaar voordat Hebreërs geskryf is. Plus minus. Nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het op die dag toe ek in die hand gegryp het, en daai julle wat Hebreërs nou geskryf het. Dis 'n profesie. My verbonde wat hulle verbreek het. Maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle hart. Nie meer op kliptafels wat ouens gaan aanbid het in 'n ark nie. Die Here se wet in jou hart geskryf, hy het die besnydenis van jou hart kom doen. En as jy nog nie die besnydenis van jou hart gekry het nie, of dit is nog nie gedoen nie, is hierdie Grieks vir jou. Want jy kan dit nie verstaan nie, want die Bybel sê, hierdie letters is dood, maar net die besnydenis van die hart, net die gees van God, kan hierdie oopmaak vir jou. Jy kan dit nie verstaan nie. Jy het die besnydenis van jou hart nodig, jy het 'n weergeboorte nodig, 'n regeneration nodig. Jou hart moet gejumpstart word. Want hy was dood. Jy was siel en liggaam jou hele lewe lank, jy kon nie sien nie. Ek was so vir 35 jaar van my lewe, siel en liggaam dood. En toe gaan my oë oop. Is dit nie wonderlik nie? Is net God wat dit kan doen. Nou wie is hierdie hoëpriester? Is hierdie hoëpriester? Ons praat van 'n hoëpriester. Is hy God? Want as hy nie God is nie, het ons 'n probleem. Ons het 'n probleem. Hierdie is na aanleiding van Vrydagoggend het ek my preek mooi uitgewerk soos wat ek kan vir 'n begrafnis. Myself gemotiveer, probeer in elk geval. En 'n vriendin bel my uit die Kaap uit en sê, of kontak my uit die Kaap en sê vir my, hoor jy sê, ek het hier 'n groep mense hier by my kampterrein wat sê Jesus is nie God nie, en ek is nou heeltemal confused. En kyk jy ouens, julle moet dit weet hierdie. Mense gaan jou kom afvat en vir jou sê Jesus is nie God nie, jong. Jesus is die seun van God. Natuurlik is hy seun van God, hy is ook die seun van die mens. Dis hoe hom noem. Hy moes 'n mens word, hy moes 'n seun word. God moes 'n mens word. Anders kon hy nie medelee hê met ons swakhede nie. Hy is 3, maar hy is 1. Kom ons kyk. Is Jesus God? Hoor gou Eksodus 3 vers 14 is die mooiste, en ek hoor die kinders doen dit nou daar agter. Amber het vir hulle sulke mooi goedjies gemaak met die brandende bos. Hoor as Eksodus 3 vers 14. Moenie hierdie woorde nou vergeet nie, maar vir die res van hierdie preek nie. En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Ek is wat ek is. Johannes 5 vers 19 gaan ek vir julle lees. Die Fariseërs en die Sadduseërs, jy kan hulle maar net dophou in die boek Johannes, Matteus, Markus en Lukas, as hulle kwaad word, is hulle heavy, want Jesus bietjie ietsie aangeraak daarso. En hulle het gewoonlik kwaad geraak van, want hoe kan hierdie mens sê, hy is God? Hy sê dit die hele Johannes deur, hy sê dit 7 keer direk, ek is, en 'n hele paar keer indirek, ek is. Johannes 5 vers 19, Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê, voorwaar ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen, tensy hy die Vader dit sien doen nie, want alles wat hy doen, dit doen die seun ook net so. So wat alles wat God doen, doen Jesus. Dis die eerste punt, want die Vader het die seun lief en hy wys hom alles, hy toon hom alles. Vers 21, want soos die Vader die dode opwek en die lewend maak, so ook die seun lewend wie hy wil. Soos God lewendig maak en dood maak, so kan die seun ook. En nou praat ons van lewendig uit jou sondes uit. Of jy's dood in jou sondes. Hy is die enige een wat jou kan lewendig maak. Daar's mense wat lewendig dood is. Hulle is lewendig dood, tot die dag dood gaan, en gaan hulle vir die tweede keer dood. Hulle is lewendig dood, hulle gees is nie wakker nie, hulle is dood.
Nou kry jy mense wat comment op Christelike goed, wat lewendig dood is, dan comment hulle op Christelike goed, en dan raak jy offended. Jy hoef nie, want hulle is dood, hulle kan dit nie verstaan nie, hulle verstaan nie eers die Bybel nie, maar hulle comment oor die Bybel. Het jy het al gesien? Hulle comment oor die Bybel, maar hulle ken nie, hulle lees nie, hulle gaan eers kerk toe nie. En dan het hulle iets te sê oor God se manier, maar ek was ook so ek het maar genade op hulle, ek was een van daai ouens, wat baie te sê gehad het, maar ek was dood. Maar toe God my lewendig maak, toe ewe skielik kom ek agter, nou moet ek my mond begin hou. Here, vergewe my vir wat ek alles sê, dankie tog, die bloed van Jesus het al daai stellings van my ge-erase. Dankie tog. Want die Vader oordeel ook niemand nie, maar hy die oordeel aan die Seun gee. Hey, alle judgment kom hom toe. As God gaan hy nie meer judge nie, as Jesus gaan hy judge. Hoekom? Elkeen wat die naam van Jesus nie aanneem nie, is reeds veroordeel. Jy gaan net op een ding geoordeel word. Het jy Jesus bely as God of nie? Ja, maar ek was van die... Next. Het gaan vinnig wees, hoor. Of nie. Sodat almal aan die Seun kan eer. Sodat almal die Seun kan eer, net soos hulle die Vader eer. As jy God eer, eer jy Jesus. As jy Jesus eer, eer jy God. Baie keer het ek al gehoor, toe ek nog nie lewendig geword het nie, ek weet nou nie vir wie moet ek bid mee nie. Ek's bang as ek te lang vir Jesus bid, dan skeep ek God af. Hulle is dan een. Hulle is een. Ek gaan daai skiep en vir julle net die 5 punte uitlig hierso, wat in Johannes 8 staan. Jesus doen alles wat God doen. God het Jesus alles gewys. Net soos die Here opwek uit die dode, so ook Jesus. Alle judgment is aan Jesus gegee. Alle judgment. Alle eer is aan Jesus gegee. God en die Seun is een. Onthou dit dan Genesis 1:26, ek gebruik dit baie. En God het gesê, laat ons met die hoofletter ons. Hy praat nie met die engele nie, hy praat met die drie eenheid. Laat ons mense maak na ons beeld, en dis hoekom die mens is in God se beeld en God se gelykenis gemaak. God is 3, die mens was 3 gemaak. Hy het Adam in Genesis 2 uit die stof uitgevat, liggaam, hy blaas gees in hom en hy word 'n lewende siel, 3 net soos God. Of het jy jou siel vanoggend by die huis gelos? Nee, is toch al 3 van julle is hier, as jy weergebore is, as jy nie is nie, is jy net 2 van julle hier volgend. Maar Genesis 3 het die mens sonde gedoen en hierdie volmaaktheid van die mens was gebreek. Om met God te kan praat, want God is gees en die wat hom wil aanbid, moet hom in waarheid en gees aanbid en Adam kon nie meer nie. Dus, gees is nie weg nie, maar hy het dormant geraak. En Adam buig met die sweet van sy aangesig. Hy kon God nie meer aanbid nie, want hy is nou siel en liggaam. En alles is 5 sintuie, sy 6ste sintuig is gone. Dis hartseer. Maar dit kos toe God. Hy sê, hulle het so groot mess up van dit gemaak, nou moet ek 'n mens word om dit terug te bring. Johannes 8:56, Johannes het nou aangegaan, en hierdie fariseer sê, wat? Jy sê, jy ken vir Abraham, jy is dan nog eers 30 jaar oud nie. Hoor wat sê hy vir hulle? Abraham, julle vader, het hom verheug dat hy my dag sou sien. En hy het dit gesien en het hom verbly. Toe sê die Jode vir hom, u is nog nie 50 jaar oud nie en u het Abraham gesien. Jesus sê voorwaar, ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Jesus sê dit. Voordat Abraham nogal was Jesus daar. Hy is die een wat saam met Abraham gebraai het daai dag by die tent. Jesus het saam met hom gesit. Saam met die 2 engele, onthou julle. Is my mooi hierdie in die begin, is my gunsteling deel in die Bybel. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Ek het al baie vir julle vertel,
dat ek eendag 'n oom bedien het, dink dit was daar naby Kimberley, en hy was nog nie weer gebore nie, nou probeer ek vir hom nou wys daar, ek was toen nog jonk in die ding, ek wil hom maak verstaan, maar jy kan nie iemand maak verstaan nie, die Heilige Gees moet dit aan jou openbaar, maar ek wil hom maak, ek sê lees saam met my hier, ek sê vir hom, lees saam met my, in die begin was die, hy sê vir my, Jesus is nie God nie, nou sê ek vir hom, lees saam met my, in die begin was die woord, dan sê hy, in die begin was die woord, en die woord was God, dan sê hy, en die woord is soos God, ek sê daar staan was, hy sê daar staan soos, want die gees in hom verdraai dit, die gees van die wêreld wil nie erken, dat Jesus God is nie, daai aand het hy nie sy knie gebuig nie, ek hoop hy het nou al, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, nie soos God nie, hy was in die begin by God, alle dinge het deur hom ontstaan, deur wie ontstaan, deur die woord, deur Jesus Christus, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie, in hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie, vers 9, ek skiep 'n paar, want daartoe praat hy nou net daar van Johannes die Doper, nou gaan aan, die waaragtige lig, wat elke mens verlig, wat vir jou die besnydenis van die hart gee, wat jou wakker maak, was aankom in die wêreld, hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, wie die wêreld gemaak? Jesus, nie die Big Bang nie, daar was 'n bang, maar dit was nie die Big Bang nie. Jesus het, en die wêreld het hom nie geken nie, hulle ken hom nou nog nie, hulle sal eerder vir 'n professor glo, wat nie 10 miljoen jaar terug gebore was nie, wat sê dis 10 biljoen, triljoen, hulle sal hom eerder glo, as om net 2000 jaar terug te gaan, en Johannes te gaan lees, wat vir jou sê wie die wêreld gemaak. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en die wêreld hom nie geken nie, hy het na sy eiendom gekom, hierdie is sy eiendom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie, Psalm 24, die wêreld en die volheid daarvan, en almal wat daarop woon, behoort aan God. Nie almal kies God nie, maar almal behoort aan God, want hy het dit gevestig op die waterstrome, God het. Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Jy moet in die naam van Jesus glo, om 'n kind, om 'n seun van God te word, anders kan jy nie. Jy kan nie. Ja, maar ek het my bes getraai deur Allah. Sorry. Maar Boeddha het gesê, sorry. Vishnu het sorry. Goeie carry, man, dis dit. Ja, maar die God van Abraham, Isak en Jakob, die Jood, sorry. As hy nie kan sê Jesus, en Jesus is God nie, het jy 'n probleem. Want dit is wat jou gaan laat kan staan voor God. Ek gaan nou vir die skrif gee daarvoor. Wat nie uit bloed, aan hulle wat in sy naam glo, okay, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, mag, koninkryk, autoriteit, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Daai dag het ek daai oom probeer oortuig uit die wil van 'n mens uit. Want ek het nie van beter geweet nie, maar ek het getraai. Dit het nie gewerk nie. Ek wil hom nader net ruk het hy rattel. Sê oom, kan jy nie lees nie? Hy kan nie lees nie. Ek het al gesien, as daai gees van die wêreld jou toemaak, hy jou, die wêreld is lief vir sy eie, die wêreld sê nie laat gaan nie, die God van die wêreld met 'n klein lettertjie, Satan, hy sê nie laat gaan nie. Ek het eendag gestaan by 'n klomp studente, kinders, en my vriend Gerard het in die middag gestaan, hy het vir hulle gebid, en hy sê, ek tel op, hierso is mense, kinders wat wil selfmoord pleeg, en ek weet, ek was hy aan samurai meisiekie daar, ek weet sy wil selfmoord pleeg, hy sê, almal wat voel, hulle wil hulle eie lewens neem, stap in, dat ons vir julle kan bid. Daar stap 'n paar in, maar sy stap hier in nie. Ek stap so om die sirkel. Ek gaan staan agter. Ek sê, hoekom gaan jy in nie? Sy sê, oom, ek kan nie. Iets hou my vas. Daai gees sal jou vashou. Want hy soek jou. Hy wil jou doodmaak. Hy wil jou doodmaak. Ons kon hy help aan. Ons kon hy help. Die gees van die wêreld kan nie sê Jesus is goed nie. Kan nie.
Hy soek jou. Hy wil jou hou. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. What a time. Hy is nog steeds by ons, want ons het nou Heilige Gees. Ons het een beter. Nee, dis beter, sê Jesus, dat ek weggaan, want ek moet 'n ander een stuur. Nee, maar jy sien, ons wil vir Jesus sien, ons wil vat aan die, of het nou hier gekruisig of daar so, ek wys op al twee plekke, ek wil niemand offend nie. Nee, want baie ouens sê, hy kon nie in sy hande neem, want dan sal hy dit afskeer, en dan moes hy agter die been van, maar in elk geval, ons wil vat aan hom. Ek wil Jesus sien, maar hy sê, beter vir jou, dat jy in die Heilige Gees glo wat hy stuur, dat hy in jou kan kom bly. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon, en ons sê Johannes het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid, hoorie, soos van die enige gebore wat van die Vader kom, vol genade en waarheid. Die volgende skrif, het ek op weergebore geword. My broer bel my, ek is nog in my sonde, nou bel ek hom, ek is net klaar met my kerk, en ek haal my das af, nou bel ek hom, ek het die eerste bierel agter die blad, en my 4 loop daar buitekant, en ek bel hom, ek sê, is die gitaar al opgepak, al by julle in Louis Trichardt, want hy is toe in so happy clappy kerk soos hierdie. En ek sê vir hom, is jou gitaar al opgepak? Hy sê vir my, het jy geweet, Jesus is God. Ek sê, wat se nonsens. Jesus en hy is die seun van God. Hy sê, gaan lees bietjie daar in Johannes 14 vers 8. Ek moes maar soek waar Johannes is. Ek sê, toe daar by klein Johannes daar agter. Toe kom ek op hierdie Johannes 14 vers 8, daar word dit sê, Jesus sê vir hulle, ek gaan nou weg, maar laat julle harte nie ontsteld word nie, almal weet Johannes 14 vers 1. Nou hoor hierdie disippels nou wat hy sê. Maar hulle is nog nie weergebore nie, hoor. Hulle het eers daar in Johannes 20 weergebore geword, toe Jesus sy gees op hulle blaas. So hierdie ouens is nog nie een weergebore nie. So jy moet jouself nou nie vergelyk met die Petrus voor die kruis nie, hoor. Jy moet die een wees na die kruis, wat 3000 mense tot bekering gelei het in Handelinge 2. Want jy het geen verskoning as jy weergebore is. Ag, jy weet, ek hoor baie mense, ek is maar so Petrus, jy weet. Petrus was nog nie weergebore voor Johannes 20 nie. Die Petrus wat God verloon het, was nie born again nie. Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader, en dis vir ons genoeg. Ons hoor, jy gaan nou weg, maar wys ons net God, en ons is happy. Jesus sê vir hom, ek is so lank al by jou, so lank al by julle. Het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het die Vader gesien, en daar word ek weer gebore op daai skrif. As jy Jesus gesien het, jy God gesien, Filippus. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Glo my dat ek in die Vader is, en die Vader in my. Of anders, glo my terwille van die werke self. In baie kerke vandag gebeur het, dat mense glo nie, Jesus is God nie, maar dan gaan hulle na kerke toe, en hulle sien iemand genees, dan as gevolg van die werke, begin hulle glo. En dit is hoekom daar werke is, dit is hoekom daar wonderwerke is, en God sal wonderwerke laat gebeur vir een rede, om mense na hom toe te lei, nie vir die pastoor of die mense om shine te vang nie. Dis al hoekom dit gebeur. Jesus het die werke gedoen, sodat hulle kon erken, hy is God en hulle het nie. Hulle het hom gekruisig. Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Dan het ek natuurlik, ek het dit so Vrydag ook gesê, en ek sê dit baie, 7 keer sê hy direk in die boek Johannes, dat hy God is. Ek gaan dit so vinnig vir julle noem, Johannes 6:35, sê hy, ek is, onthou die ek is by die brandende bos, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. Wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Lewe vir ewig. Johannes 8 vers 12, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Johannes 10 vers 9, ek is die deur, daar's net een deur in daai hemelse tabernakel in, en dis deur Jesus. Jy sal nie in die hemel ingaan, as jy nie deur Jesus Christus ingaan nie. Hy is die deur, hy is die enigste deur.
As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Ek is die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Daar is geen ander God wat sy lewe afgelê het vir sy mense nie, nie een nie. Al die ander gode moet jy na toe werk en hulle is nooit goed genoeg nie. Hierdie is die enigste God wat sê ek sal my lewe vir jou gee. Ander gode is te trots. Hulle kan dit nie doen nie. Jy moet my aanbid. En nou het mense al so geword op aarde. Jy moet deur hom gaan na God toe. Hy is die verteenwoordiging van God op aarde. Nee, daar was net een wat die verteenwoordiging van God op aarde was. Sy naam is Jesus, geen mens nie. As iemand eendag sy handjie vir my uitsteek, dat ek moet soen, sal ek vir hom piets. Verstaan jy? Jy kan nie 'n mens se hand soen nie. Jy kan nooit die eer gee vir 'n mens nie. Nooit nie, en dit het ek vandag vir jou sê, is mense voor op die brandstapels gesit. Jy gaan moet staan vir jou geloof in hierdie volgende paar jaar wat voor lê. Ek sê vir jou boetie en sussie, luister vir my, dit gaan taaf raak. En dis hoekom die kerk moet gedisipel word. Die kerk moet toughen up. Want die eerste kerk, ons sê, Jesus, ons wil net God se glorie sien. Wil jy die God se glorie sien soos die Handeling kerk? Gaan lees bietjie wat met die kerk gebeur in Handeling. En hy het op 12 uur begin, en die horlosie het afgekom, ons is deur die donker eeu, ons is deur die reformatie, en ons kom weer by 12. En ek bid vir die Here vir ons vir krag vir wat voor lê. Nee? Het gaan awesome wees. Ons gaan mooi goed sien. Ons gaan goed sien, en weet jy, hoe bevoorreg is jy om hierdie tyd van die kerkdispensasie te leef? What a privilege. En ek het gesê, nou die aand toe ons gebid het vir die dorp, Dinsdag aand, die kerk, ons is 'n handjievol kerke wat saam staan, en ek nooi julle uit, kom bid saam met ons, luister hierso, kom bid saam met ons vir hierdie dorp. As ons nie gaan bid vir hierdie dorp nie, dit gaan nie een kerkie wees wat hierdie dorp gaan help nie, gaan hierdie 'n moslim dorp word. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Ja, maar jy weet, daai ouens daar glo. Hey, kom oor jou issues. As ons nie gaan saam staan as kerk nie, gaan hierdie 'n moslim dorp wees, en ek sê dit vandag vir jou, ek hoef nie 'n profeet te wees nie. Want hulle het die geld, hulle het die vermoë, hulle gaan hierdie 'n moslim dorp maak. Want die kerk is nog met issues, ja nee, want kyk, daai ou bid so, en hierdie in draai die skroewe uit hier in. Hey, ons gaan met saam staan, julle. We have to gonna catch a wake up. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Dankie tog. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Hoor hierso, ek het dit Vrydag ook gesê, glo jy dit? Glo jy dit? Ek glo dit. Jesus, hoe awesome is dit? Ek kan met alle vrymoedigheid sê vandag vir julle, ek glo dit. Ek sien God werk elke dag. Ek het die voorreg om Heilige Gees in aksie te sien. Julle kan dit ook hê. Just be bold. En hoor jy so, ek brag nou nie, al hoekom ek bold is om die Heilige Gees in my is. Ek's 'n pabroek. Ek is regtig 'n pabroek, sonder Jesus is ek 'n pabroek. Maar ek het hom net te veel sien opruit. Jesus is lekker. Heilige Gees, gee net vir hom die eer, sê vir hom hy's God, sê vir hom hy's Jesus, verheerlik sy naam. Hy sê jou gebruik, hy sê jou gebruik. Ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie, en dan natuurlik, ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer, en jy is sy loot, wat hy sal snoei, sodat die vrug kan dra, hy sal alles wegsny wat nie soos hy is nie. Heilige Gees is God. Hoor jy, maar my mond is nou so droog gepraat, ek het te veel spice op hy skaapchoppie gegooi. Ek het nie net vleisbabbelaars vanoggend nie, ek het ook bedieningsbabbelaars, want die hienas het baie gepreek laasweek, hoor. Jy kan babbelaars skryf van bediening, hoor. Ek het al na Warrior Bride die sonnagoggend opgestaan, dan sing ek daai liedjie van Chris Christofferson, Why me, Lord? Dan is die voetjie seer en die lyf is seer en voel of Heilige Gees onttrek het. Maar hy het nie, my lyf voel net so. Alright, hoor dit sê 1 Korintiërs 12 vers 3 en hierdie kan maar onderstreep in jou Bybel die ene, ne?
Daarom maak ek julle bekend, sê Paulus, dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. Dis hoekom Hollywood Jesus kan vloek, want die meeste van Hollywood is Jode, en hulle haat Jesus. Dis hoekom die 7 jaar verdrukking oor die Jode gaan. Hulle gaan pak slaag kry en 2 uit 3 van hulle gaan uitgehaal word. 1 uit 3 gaan oorleef. It will be the time of Jacob's trouble, want hulle vloek hulle Messias. Baie mense sê, hierdie is 'n Joodse kerk. Ek is verseker nie 'n Jood nie. Maar ek lees my Bybel. En ons bid vir die vrede van Jerusalem. Amen. Amen. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Niemand kan sê Jesus is God nie, behalwe deur die Heilige Gees. So jy moet jouself afvra, die ouens wat by jou kom preek, en hulle kan nie sê Jesus is God nie, of hulle die Gees van God het. There will be deception in the last days, en is baie subtle. Subtle, ek moet eerder sê subtiel. Subtle is nou heeltemal verkeerd uitgespreek, my Engelse vriende cringe. Subtle. Sorry is die woord, subtle. Subtle. Sorry. Dat ek eerder by Afrikaans bly. Dis so subtiel. En nou kom hulle met jou met goed, en dit maak jy, ek kan altyd, toe maar ek was ook so, ek judge nie, ek was ook so, maar daai dag agter daai telefoon, ons nog landlyn gehad, 018782818, daai julle daai dag, ek het nog so geantwoord, sê my broer, weet jy geweet, Jesus is God, gaan lees Johannes 14, en daai dag, toe weet ek dat ek weet, want daar het iets gebeur in my hart, en is net die Heilige Gees, uit my geslat soos weerlig deur daai telefoonlyn, en ek het geweet, van 2009 af, weet ek, dat Jesus God is, want die Gees van God het dit aan my geopenbaar, het my so gekom, woep. Ek het, was verbaas, maar jy het die Gees van God nodig om dit te kan sê, dat Jesus die Here is. Hy is Here Jesus Christus, God Jesus Messias, die gestuurde een. Johannes 16 vers 13, maar wanneer hy gekom het, die Heilige Gees, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie. Maar alles wat hy hoor, net soos Jesus, alles wat ek hoor van my Vader, sê ek vir julle, en nou is die Heilige Gees hierso, alles wat hy hoor, sal hy vir ons gee. Maar alles wat hy hoor, sal hy spreek, en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Ouens sukkel om oor die eindtyd goed te kom. Laat die Gees dit vir jou wys, en kom oor jou trots, die gees van die wêreld wat teen die woord van God staan. Ek sê altyd vir mense, en Tinus ook, en Jonathan ook, ek gaan jou moet help om dit nie te verstaan nie. Gaan lees dit soos dit daar staan, en dan sal jy het verstaan soos dit daar staan. Maar nou nee, nou wil ek nie oorgee aan die Gees van God nie, en ek resist, en ek gaan eerder vir die ou luister. Hoor wat sê hy, die Heilige Gees sal my verheerlik, Jesus Christus, omdat hy dit sal neem wat aan my behoort en aan julle verkondig. Alles wat die Vader het is myne. Daarom het ek gesê dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Alles is aan Jesus gegee en Jesus gee alles aan Heilige Gees, want hulle is almal een. Hulle is een. En ek sal die Vader bid en hy sal julle ander trooster, dit is vir my gunsteling verse die gee om by julle te bly tot in ewigheid. Luister jy, maar die 7 jaar verdrukking gaan die Heilige Gees nie onttrek saam met die kerk nie. Heilige Gees gaan agterbly hierso. Hy is natuurlik saam met jou heeltyd, maar hy gaan agterbly, want in daai 7 jaar gaan klomp mense hulle harte vir Here gee. Niemand kan hulle harte vir Here gee as die Heilige Gees nie is nie. Want ek kon nie my hart vir die Here gee as dit nie vir Heilige Gees was nie. Hoe gaan hy mense na die Here toe draai sonder die Heilige Gees? Al wie onttrek in daai tyd is die kerk. Maar hy gaan agterbly in hierdie chaos. En hy gaan mense help deur die ergste tyd wat hierdie aarde gaan tref ooit.
Dan kry ouens soos ek, wat ook net my hart weer gee, Here, los my hier, ek sal dit vir u doen. Jy wil nie hier wees nie. Maak nie saak wat so opleiding jy gehad het nie, pel. Ek het so sag geraak, ek kan nie 'n uur sonder krag opryt nie. Nou gaan ek my telefoon charge. Nou imagine nou 7 jaar sonder krag. Sonder 'n koffie freezo vir 7 jaar. Hy pel. Nee, ek het sag geword, hoor. Nee, ons moet gaan. Ons kan nie hier bly nie. Nee? Hy sal by julle bly, trooster gee tot in ewigheid, die gees van die waarheid, hoor jy wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sê julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Jesus sê, ek gaan weg, tjoep, maar kom weer. Hoe kom hy weer? Deur Heilige Gees. Heilige Gees is Jesus, Heilige Gees is God. Jesus sê dit, nog 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. In die dag sal julle weet dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Wie my gebooie het, en dit bewaar, die woord van God, dis hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. Judas, nie die Iskariot nie, sê vir hom, Here, hoe is dit dat u aan ons u sal openbaar, en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Nou al. Nou. Maar dan moet jy sy woord lief hê. Ja, maar ek sien dit nie so nie. Jy het nie sy woord lief nie. Niemand gee om oor jou siening nie. Baie mense kom met hulle sienings na my toe. Ek sny sommer net daar af. Ek hoor nie eers wat hy verder sê nie. Ek kyk na die muffins daar agter. Want dis jou siening, dis jou opinie. Opinie tel nie. Jou opinie gaan nie voor God tel nie. Een van die ouens het my baie geleer het na al dood is, hulle het van gevra, wat sê jy oordoen in jou lewe? Hy sê, ek sal God se woord meer letterlik opneem. Want is geskryf dat ek dit kan verstaan. Maar nou het my brille so dik geraak en my potlood so skerp, ek mag nie daai grapie maak nie, sê, as die ouens met dik brille en die skerp potlood. Ons het respecte vir mense, en dit nie. Ek het nie respect vir iemand nie, wat God se woord uit mekaar het skree. Sorry, ek het nie respect vir jou nie. Ek het nie. Ek het net respect vir God. En ek het respect vir God se kinders. En ek het respect vir mense wat seer het. Ek het respect vir mense. Maar ek het nie respect vir iemand wat God se woord, hulle gaan leer God se woord om God se woord verkeerd te probeer bewys. Vir wat? Ja, dis taaf. Hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie. Dan het hulle God nie lief nie, want hulle bewaar nie sy woorde nie. Hulle breek sy woord. Hulle probeer sy woord so moeilik maak, dat 'n kind dit nie kan verstaan nie. Dat 'n ou soos ek dit nie kan verstaan, hulle maak dit so moeilik ek kan verstaan nie. En wat die ergste is, dan vat hulle nog die eer, want jy moet hom 'n naam noem. Dis waarom oom vir my gevra het, my naam is nie Pastorie, my naam is JC. Ja, ek wil nie vir my 'n naam gee nie. Daar's net een naam. Sy naam is Jesus. Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly, maar die trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek julle gesê het. Dis my so lekker as mens die woord lees onder leiding van die Heilige Gees en saam met Heilige Gees gaan jy het nooit vergeet nie. Jy sal by 'n plek staan, hy sê jou herinner wat jy 5 jaar terug gelees het in Johannes of in Matteus of in Korintiërs. Jy sal nou nie presies kan onthou waar dit staan dalk nie, maar jy sal sê die woord sê. Jesus het nêrens ooit gesê, jy weet Jeremia 31 vers, hy het dit nooit gesê nie, hy het gesê die woord sê. Ek sê ons nou, het ons die studie van Matteus doen, ons het teksverse en hoofstuk Christene geword. Daar was in hierdie briewe nooit teksverse en hoofstukke, die mense het dit bygesit. Ons is nou teksvers Christene. Ons gaan nou nie vandag daaroor praat nie. Ons is lewendig in Christus, en dan gaan die vliegtuig kom land, en ek het sien, ek het nog net 'n halfuur oor. Nee, 4 minute. Soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom. Gewortel en opgebou in hom,
en bevestig in die geloof, soos julle geleer is. Terwyl julle daaraan oorvloedig is in danksegging. Sê net dankie. Ek het vanoggend weer, ek het so 'n proklamasie wat ek bid, baie oggende. Dan sê ek net dankie. Ek sê vir 15 minute, ek het dit laat tik, of self getik, kan jy glo. Ek sê net dankie. Here, dankie dat hierdie 'n goeie dag is. Dankie dat U goed is. Dankie Here wat U vir my gedoen het. Here, dankie wat U vir my en Elsie gedoen het. Dankie wat U vir ons huis gedoen het. Here, dankie wat U vir my gesin gedoen het. Dankie wat U vir my familie gedoen het. Dankie wat U vir hierdie kerk doen en gaan doen. Vader, ek loof en prys U naam, want U het ons gered deur U bloed. Ek is gered, dankie. Ek is gered vir ewig, dankie. Jy moet elke dag by jou knie gaan, Here, dankie sê dat jy gered is. Dankie, 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 sê net vir hom dankie. Gewortel en opgebou, ek wortel, ek is opgebou, terwyl jy daaraan oorvloedig en dankbaar. Pas op, dat niemand julle as 'n byt wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie. Mense sal deur slim goedjies kom en nietige misleiding en jou probeer wegvoer, maar raak jy gewortel in die feit, dat jou God, Jesus Christus en Heilige Gees is. Hulle is 3, maar hulle is 1. Moenie dat iemand jou wegtrek van daar af nie. Hulle gaan met slim goedjies kom. Ek was amper, nadat ek weergebore is, betrokke by 'n plek wat hulle my amper weggetrek het. Maar die Here het homself net so my geopenbaar. Ek kom van Potchefstroom, waar ons die teachings gedoen het, op 'n Sondag aand, of 'n Saterdag aand, sorry, want Saterdag is die Shabbat, op 'n Saterdag aand, en ek aan my, John en Daniel is nog klein, Gibbs is nog eers gebore nie, en Elsie, almal slaap, en ek stop hierso, net verby Shell en linkerkant daai stopstraat, en die Here sê vir my, kyk regs, en ek kyk regs. Hy sê, wat sien jy? Ek sê, Here, is die kasteel. Hy sê, wat sien jy daar? Ek sien die cruisers en die karre staan al haie en daar. Hy sê vir my, al die goed wat jy leer, al die fancy goed, wat beteken dit vir die ou wat agter die kroeg sit? Wat stikkend is, wat beteken dit vir hom? Ek sê, Here, niks. Hy sê, stop het. Toe stop ek het. Jy kan alles ken in die Bybel, van Genesis tot Openbaring, maar as jy nie die Heilige Gees het nie, beteken dit niks. Niks. Jy het al die kennis, maar as Heilige Gees nie deur jou kan werk, om vir mense healing te bring nie, beteken dit niks. As jy nie die liefde van God in jou hart het nie, beteken dit niks. Niks, 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 niks. Jy gaan nie mense, ek het al probeer, met 'n argument, of selfs met die oop Bybel voor hulle kan draai na God toe nie, kan nie. Dis net die Heilige Gees wat die generasie kan doen. Dis net hy wat dit kan doen. En dan sal hy sien of hy jou wil gebruik. Maar jy het te veel trots in jou. Ek sal die volgende een vat. Ek sal laat klippe praat, in plaas dat ek jou sal gebruik. Want God sal nie sy eer aan niemand gee nie. Dat vir ons almal 'n waarskuwing is. Pas op dat niemand julle as 'n byt wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie. Volgens die oorlewering van mense. Mense glo vandag in die oorlewering van mense. Hulle sal hulle kerke se wette en reëls bo God se woord sit. Dis nie hoe ons kerk dit sien nie. Wie is jou kerk? Jou moet onder wees die woord van God. Daar's niks fout in tradisie nie. Solank dit onder die woord van God is. Dit mag nooit bo God se woord wees nie. Ja, maar jy weet die sakramente, wat is 'n wit, wat wie? Daai ou is al lankal dood wat dit neergeskryf het. Maar God se woord is lewendig en kragtig. God se woord, jou opinies, alles moet onder God se woord wees. Anders beteken dit niks. Selfs jou worship. Luister, ek wil vir julle iets vertel van aanbidding en worship. Dit klink dalk baie van hierdie wat ons opsit, hier klink dalk vreemd op die oor. Maar ek sê nou vir jou, nee, ons moet die aflosstokkie vir ons kinders gee, en ons gaan dit nie doen met ons worship van 1947 nie. Jy kan maar nog aangaan met jou orgeltjie en trekklavier. Ek sê vir jou, sê die jeug gaan dit nie doen nie. Hulle gaan dit nie doen nie. Ons gaan moet wakker skrik, want ons wil ons goed hou. Ons wil ons tradisie hou. Is dit wat jy vir hulle wil aanpas? Ek kry nog steeds raas oor apartheid. Ons het nie eers gedoen nie. Maar nou wil ons vashou in ons tradisies. Beteken vir die kinders niks nie, maar hulle gaan immigreer. Hulle gaan, daar's 'n exodus besig om uit die kerke uit plaas te vind, want die jeug gaan nie met 'n trekklavier en 'n orgel
Ek gaan nie, kan ek nou vir jou sê, ek hoef nie profeet te wees om dit vir jou te sê nie. Kolossense 2, want in hom woon, hoor jy so, dit is so mooi, dis nou Jesus, my laaste spyker in die kus, want in hom, in Jesus, woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. As jy Jesus sien, bly die hele Godheid binne in hom, woep. Of, Paulus lieg. En julle wat weergebore is, het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag. In wie julle ook besny is, hier, zip, in die hart, so kom ek hierdie baadjie aangetrek het vanoggend. Met die besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê en die besnydenis van Christus, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het, en julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, ek was dood, ek was net siel en liggaam, maar toe kom hy my vlees genees, deur die besnydenis van die hart, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy al die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en magte uitgekleed, en hulle in die openbaar tentoongestel, en daardeur hulle oor te triomfeer. Satan se mag is nie gebreek by die kruis nie, maar hy is geopenbaar. Hy is die dief wat steel, slag en verwoes. Hy is die mensemoordenaar van die begin af. Ouens wat nie geregenereer is nie, dink nog, die Here. As jy weergebore is, sien jy, maar daar's 'n dief. Hy kom steel, slag en verwoes van die begin af, van Genesis af, steel, slag en verwoes hy net, en raai wat doen hy? Dan gee hy nog vir God ook die skuld. En ons gee ook vir God die skuld. Die hoëpriester wat ek dien, is God. Sy naam is Jesus Christus. En dis net van die skrifte, hoor, ek kan vir jou in Christologie ingaan, dat ons brul vandag hierso. Gaan lees uit jou Bybel. Dit gaan oor Christus, ologie. Dis al wat dit beteken. Die studie van Christus. Bestudeer sommer jou Bybel as 'n geheel en lees Jesus in elke bladsy. Lees hom in die Ou Testament. Sien op watter manier moes hy werk om by ons uit te kom. Hy moes 'n volkie onder hom kry, sodat hy die lyn, die bloedlyn kan beskerm, dat Jesus Christus kan gebore word uit 'n maag uit, sy Galasiërs 3. En dis hoekom ons vir daai volkie bid, want hulle het die shots gevat, sodat ek en jy kan vandag hier sit. Hulle oogies is toe, hulle dink hulle is nog sharp, hulle gaan nou 'n tempel bou, hoor ek. Verniet! Gaan al die harde werk en geld uitgee verniet, want hy gaan ook vernietig word. Verniet gaan hulle dit bou. Hy gaan weer smelt soos die een wat gebreek is in 70 na Christus. God gaan nie sit op 'n bankie wat vir mense gemaak is nie. Hy gaan sy eie troon daar sit. Hy gaan alles wegsmelt op daai heuwel. Hy gaan dit nie doen. Dis die God wat ek dien. En as julle wil, dan dien julle hom ook. En dis die God wat 'n verskil in hierdie dorp gemaak deur die liefde van Jesus Christus. Nie met geld nie. Jy kan al die geld wat jy wil in hierdie dorp instoot. Dis net die liefde van Christus wat mense en kinders na hom toe gaan draai. En ons gaan dit doen. Niemand anders nie. Ons moet dit doen. Ons moet die swart en wit, enige kleur jeug moet ons na die Here toe lei. Anders gaan dit sotsies word. Gaan by jou huis inbreek. Ons moet hulle na die Here toe lei. Maar hoe kan ons dit na die Here toe lei as ons nog eers weet wie ons is nie? Dis die vrymoedigheid, dis die boldness wat jy moet hê om op die genade troon te gaan sit. En volgende keer gaan ek 'n prentjie wys van die genade troon. Dat jy jouself beoefen, want jou mind is die grootste wapen wat jy gekry het. Jy gaan dit in jou mind al moet sien wat jy doen. Oom Angus het my gesê, hy het in sy mind, hy het vir jare met sy ou bakkie daar in die mielielande ingery en hy het gepreek vir die mielies. En 20 jaar later is daar 500,000 ouens op sy plaas wat hy in die middel staan en hy preek vir hulle. Jy gaan in jou mind al moet sien hoe God hierdie dorp verander. Jy gaan jou mind moet sien hoe jy in Oberholzer stap en vir kinders die evangelie verkondig.
Jy gaan jou mind al moet sien wat jy moet doen as hulle hier aankom by hierdie deur en hulle praat met jou Engels, wat se woorde gaan jy gebruik? Hy is en does have. Ja, God kan met 'n reguit hou, 'n kromstok gebruik om 'n reguit hou te slaan. Daar's baie wat vir ons voor lê, Here. Julle in die Here. Kry jou verhouding met hom reg. Aanbid hom as God. Hy's waardig om aanbid te word. Hy's die hoëpriester, die getroue hoëpriester, wat sit aan die regterhand van God. Jy het toegang tot die genade troon. Maar hy's hier by jou ook. Maar in jou mind, ons gaan nou volgende keer daaroor praat, ek gaan nie daar gaan nie. Kan ek vir ons bid? En jy moet die vrymoedigheid hê om na die tyd vorentoe te kom, as jy wil hê ons moet vir jou bid oor enigiets. Enigiets. As jy nie seker is van dit wat in jou is nie, of dit wat jy verstaan nie, laat ons vir jou bid, dat Heilige Gees het vir jou kan laat verstaan. 'n Mens soos ek kan net jou die skrif gee, maar die Heilige Gees is die een wat jou gaan maak verstaan. 'n Mens kan dit nie vir jou doen nie. Vader, ek loof en ek prys U naam. U is waardig om aanbid te word, my Here Jesus Christus, U is God, ek eer U naam. U is die naam bo alle name, U is die groot ek is. U was en is en sal wees tot in alle ewigheid. U het vir ons mag gegee oor alle magte oor hierdie aarde, op hierdie aarde. Here, enige iets wat ons op aarde bind, sal in die hemel gebinde wees, omdat ons U erken as God. Mag ons groei in ons openbaring daarvan, elkeen van ons. Mag ons groei in die wete van wie U is, toe U op aarde gekom het en gesê het, voordat Abraham was ek. Here, ek eer U naam. Ek kan nie ophou om U te eer nie. U is so goed. U is so mooi God. Dat U alles gelos het om vir ons te kom sterf. Om te kom regmaak. Here, in een van die dae kom U, dan maak U alles perfek. Alles. Elke traan sal afgevee word. Elke traan oor die seer wat ons het hierso. En die seer kry. En die teleurstellings. En die uitdagings. En die pressure wat baie keer voel is net te veel. Ek kan dit nie handle nie. Maar Here, dankie dat U vir ons krag gee, Heilige Gees, om elke dag te kon opstaan, en ons het niks het om oor te loof nie. Kom ons loof net die Here se naam. Loof hom net en sê vir hom, Here, ek het nie, maar ek wil U loof, want ek het U. Ons eer U naam en ons loof U naam, en ek bid dat U die naprediker sal wees vir elke persoon hierso, oor elke skrifgie, elke woordjie. Here, mag dit deur vuur gelouter wees, soos in 'n smeltkroes, sê die Ou Testament. Elke woord van die Here is in vuur gelouter, soos in 'n smeltkroes. Sjoe, Here, U woorde is vuur, U woorde is lewe, en mag ons daarin vashou, soos ons boeties en sissies wat voor ons was. Ons eer U naam en ons loof U naam. Amen en amen en amen. Behold the Alpha and Omega, beginning and the end. In Him we will never thirst again. Ruach ve'akala omrim bo, Ruach ve'akala omrim bo. Oh, the Spirit and the bride, they say come, come.
הרוח והכלה אומרים